Goeiemôre gemeente. Dit is lekker om vanoggend weer hier saam met julle te kan wees op hierdie spesiale dag. Kom ons bid saam. Here, U het die eerste woord gesê en by die doop het U gewys dat U ons wil hê. Dat ons in U hand kan leef en dat ons weet U sal ons vergeef. By die doop het U die eerste woord gesê. U hou my vas, U beloftes gee hoop. U hou ons vas en ons sal antwoord met geloof. U hou ons vas op die Vader, Seun en Gees sal ons vertrou. Op die Vader, Seun en Gees sal ons vertrou. O Heer, U het ons eerste lief gehad en in die verbond hoor ons hoe U praat. U vat ons hand, deur U bloed word ons beskerm. U het oor ons ontferm. By die doop het U die eerste woord gesê. U hou my vas, U beloftes gee my hoop. U hou my vas en ek sal antwoord met geloof. Hou my vas op die Vader, Seun en Heilige Gees wat ek sal vertrou. Hou my vas, U beloftes gee my hoop. Op U Vader, Seun en Gees sal ek vertrou. Here, wat 'n voorreg om hierdie woorde te kan lees en dit ook deel te kan maak van ons gebed en ons hoop vir hierdie dag en vir hierdie oomblik en vir elkeen van ons wat hier sit. Dankie vir die voorreg dat U vir ons simbole gee waar ons U teenwoordigheid intens kan beleef en ervaar. Simbole wat ons intens opnuut bewus maak van die feit dat U nie vir ons alleen los nie vir 'n oomblik nie. Dat ons U kinders is lank voordat ons vir U kan kies. Dat U vir ons lief is lank voordat ons eers 'n woord daarop kan sê. En dat niks dit ooit sal kan verander nie. Wat 'n voorreg ook, Here, om kinders in U huis en in U lewe, in die kerk, saam met gemeente en gemeenskap van gelowiges, vriende en familie te kan grootmaak. Vriende en familie wat lief is vir hom, vir haar. Here, dankie dat ons vanoggend opnuut onsself aan U kan toewy en in hierdie oomblik kan ons skoene kan uittrek want dis heilige grond waarop ons staan. Sien ook, o Here, wanneer ons nou uit die woord gaan lees, dankie dat U ons ook daardeur leer en rig en lei. Ons vra dit alles, omdat U groot en almagtig is, vol liefde en genade. Amen. Gemeentes, ja, soos ek gesê, dis my absolute voorreg om vanoggend weer hier by julle te kan wees en op hierdie besonderse geleentheid wat min mense seker het om hulle eie kind te kan doop. As 'n mens 'n besonderse geleentheid het wat aan jou deur klop, dan kan 'n mens help om 'n bietjie te dink oor die gevolge en die redes van die gebeure rondom sê maar 'n doop nie. So het ek die laaste rig die vraag regtig intens gevra, maar is die doop dan nou regtig nodig? Wanneer daar 'n dag soos vandag is en ons iemand, 'n baba wat nie regtig weet wat rondom hom aangaan nie, as ons so iemand doop, dan is dit seker nie verkeerd om te vra, maar is dit ooit nodig nie? In die ou tyd was deel van 'n doop se gebruik 'n geleentheid waar 'n kind sy naam gekry het. Vir sekere was dit 'n gebruik om jou sekere deure te laat oopgaan in die toekoms wat andersins gesluit sou gewees het. Maar as ons glo in Jesus se verlossing en dat die doop slegs 'n teken daarvan is, dat die water wat op Ben se kop geval het net 'n simbool is van hierdie genade, is dit dan nodig om dit enigstens te doen? In die teks wat ons nou gaan saam lees, sal ons hopelik 'n antwoord hierop kry. Ons lees Matteus 3, vers 13 tot 17. Die doop van Jesus. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, moet ek nie eintlik deur U gedoop word nie en U kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Hierdie laaste gedeelte in die boodskapvertaling lees, toe Johannes te dood het hy dadelik ingestem en toe Jesus na sy doop uit die water kom, het die hemel skielik oopgegaan.
Johannes het gesien hoe die gees van God soos 'n duif uit die hemel afkom en op hom neerdal. Toe praat 'n stem uit die hemel. Dit was God self en hy het gesê: "Dis my seun vir wie ek baie lief is. Hy verskaf vir my baie vreugde." En dan natuurlik die ou vertaling, die 83 vertaling sê: "Daar het 'n stem uit die hemel gekom wat sê: Dis my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het." Ons lees net tot sover. Geliefdes, om hierdie woorde te hoor, om dit te hoor en regtig daarna te luister, het die nodige krag om jou hele lewe te verander. Dit kan hoe jy na jouself, na jou lewe, na die mense rondom jou kyk, totaal en al verander. As jy dit hoor op die dag van jou doop, kan dit jou hele lewe alter, verander. Kom ons wees eerlik met mekaar. Dit is nie moeilik vir ons as mense om deur die lewe met al hang-ups, issues te gaan nie. Dis nie moeilik om na mense, die lewe rondom jou te kyk en minderwaardig te voel, slegter as, kleiner as, te voel nie. As dit is hoe jy groot geword het, as dit is wat jou ouers, jou oumas en jou oupas, jou vriende of jou familie, genoeg vir jou gesê het, genoeg vir jou gewys het, as jy gehoor het, maar ek is nie goed genoeg nie, as jy ervaar het, ek sal nooit goed genoeg wees nie, mooi genoeg wees nie, slim genoeg wees nie, oulik of geliefd genoeg wees nie, dan is dit iets wat jou lewe kan bepaal, jou totale menswees kan bepaal, beïnvloed. Ons sien dit oral rondom ons, mense wat deur hulle hele lewe gaan, en hulself probeer bewys, omdat hulle een keer, of genoeg kere gehoor het, maar ek is nie goed genoeg nie, en dit geglo het, en dit vir altyd sal glo. Ons kan so maklik in die geraas van die wêreld, waar mense konstant besig is om te word, meer as genoeg rede kry om minderwaardig en nie geliefd of goed genoeg te voel nie. En dan kom ons by hierdie teks. Wanneer ons by hierdie teks in Matteus staan, dan staan Jesus aan die begin van sy bediening. Hy gaan nou die lewe waartoe hy geroep is, deur God geroep is, begin en uitleef. Hy gaan dit nou eers begin. Hy maak nou reg daarvoor. Hy word nou reggemaak daarvoor. En so is die woorde wat ons vanoggend hier hoor, die woorde, die boodskap, die basis waarmee Jesus sy bediening op aarde begin. Die woorde: jy is iemand oor wie God hom verheug. Jesus, jy is iemand waarin God 'n welbehae het. Jesus het nog niks eers gedoen nie. Hy het nog nie eers met sy bediening begin nie. Hy het nog niks eers gedoen om hierdie woorde van God te verdien nie. Die wonderwerke, die verhoudings, die preke, die gesprekke, dit alles moet nog kom. Dit alles moet nog gebeur. En tog, reeds, hoor hy hierdie woorde. Reeds is hierdie woorde op toepassing van hom. Hy het nog niks eers gedoen daarvoor nie. Ten spyte van die feit dat sy bediening nog nie eers begin het nie, hoor hy die woorde: geliefd, raak gesien, meer as oukei. En met Ben is dit dieselfde. En met elkeen van ons is dit dieselfde. Al het ons nog niks gedoen om hierdie woorde te verdien nie, word dit gespreek oor elkeen van ons. Jy is 'n geliefde. En die doop is hierdie wonderlike gebeurtenis waar ons dit vir 'n kind kan sê. En waar ons dit vir groter mense weer eens kan sê, hoor dit, glo dit. Jy is God se geliefde kind. Iemand oor wie God hom verheug. As ons mooi daaroor dink, het Jesus nooit nodig gehad om gedoop te word nie, want hy is goddelik. Hy sou nooit iets gedoen het wat verkeerd is, sodat hy gedoop sou moes word nie. En tog doen hy dit, sodat hy homself kan vereenselwig met ons. Langs ons kan kom staan en sê, ek weet hoe julle voel. Ek weet hoe swaar die lewe op jou skouers kan druk, en hoe dit kan voel, hoe hierdie mense in die lewe jou soms alles behalwe geliefd en waardig en lieflik kan laat voel. En daarom kom staan Jesus langs ons, neem die seer van die kruis op hom, op sy skouers, sodat ons die genade eerder as die straf kan kry. Sodat ons die vrede eerder as die weerstand kan kry. Sodat ons die lewe
eerder as die dood kan kry. En die doop in Matteus is hier die teken van dit. Hoe God reageer op ons gebroke menswees en sê, maar jy is geliefd en jy is myne. Die laaste ruk as ek vir Ben vashou, om aan die slaap probeer maak, as ek hom vasdruk teen my bors, dan kom hierdie gedagte onwillekeurig by my op. Dat hy net nooit ooit moet twyfel in hoe lief ek vir hom is nie. As ek soms sukkel om hom vinnig genoeg sy klere aan te trek as hy gebad het en hy koud kry. As hy huil en ek weet nie om dit beter te maak nie. As ek te lank vat om sy dammie te kry en om te sis. Wanneer ek hom vashou, dan hoop ek tog net dat hy verby hierdie oomblik sal kom en sal weet hoe intens lief ek hom het. En dat hy nooit ooit in sy lewe daaraan sal twyfel nie. En soos kinders ouer word die uitdaging vir ons as ouers en geliefdes in kinders se lewens net moeiliker en moeiliker. Soos wat ons ouer word en ons verhoudings met mekaar meer kompleks word, meer ingewikkeld word dit moeiliker, word dit meer uitdagend. Word dit soms op die oog af onmoontlik om vir die mense rondom jou te laat glo in jou liefde vir hulle. En so word ons uitdaging om die mense rondom ons geliefd te laat voel, ten spyte van ons eie tekortkomings, net groter. Ek dink dit is een van my grootste wense, nie net vir Ben nie, maar vir enigeen wat gedoop is en wat nog gedoop moet word, dat jy hierdie woorde sal hoor, maar jy is geliefd en jy is myne, en dat dit deel sal wees van jou totale menswees. Ben en jy, en veral omdat hy dit nog nie kan hoor nie, sal voel en glo dat hy geliefd is, by sy ouers, by sy gemeenskap, by sy familie. Maar dat hy hierdie woorde ook sal glo, dat dit van die Here afkom, van sy eerste oomblikke af. Dat hy dit veral sal glo van die Here. Ek lees in my voorbereidings vir die preek, dat dit dalk een van ons grootste probleme op hierdie aarde is dat ons so baie keer die behoefte het om oukei te wees en geliefd te voel, en dat ons dit heel eers by ander mense gaan soek. Dat ons heel eers by mense daardie oukei wil kry. En dat as ons dit doen, konstant hierdie geliefdheid in ander mense sal soek, dat ons konstant teleurgesteld sal wees. Maar soos Saint Agnasius gesê het, ons is gebore vanuit liefde, gemaak van liefde en leef vir liefde. Dis ons kernidentiteit, ons geliefdheid in die Here. As dit ons kernwaarheid is, dat ons inderdaad die Here se geliefdes is, dan sal ons soeke om oukei te wees, dalk nie so ekstern hoef te gebeur nie. Dan sal ons vanuit hierdie waarde dat die Here my liefhet, dan sal dit ons bepaal. Dit maak nie ons verantwoordelikheid om ander geliefd te laat voel minder belangrik nie. As ons terugkom by die teks, dan sien ons hoe hierdie kernwaarheid, Jesus wat geliefd is, dat dit die toonaangewer is vir hoe Jesus leef. Hoor net weer, Jesus hoef nie gedoop te word nie. Hy hoef nie deur die ritueel te gaan nie. Hy hoef nie dit te hoor nie. Hy hoef nie, want hy het nooit iets doen wat tussen hom en God kan staan nie. Tog doen hy dit, want dit is deel van God se plan. Deel van God se plan ook met Johannes se bediening. En hulle is beide gehoorsaam aan hierdie roeping, hierdie bediening. Hulle lewe getuig van hierdie innerlike oortuigings wat in hulle leef, dat hulle God se geliefdes is, dat hy met hulle 'n welbehae het, en hulle vat dit, Jesus vat hierdie uitgangspunt en leef dit uit. Deel dit eenvoudig uit. Hy leef nie net as iemand wat weet hy is geliefd nie, hy leef ook as iemand wat ander laat voel, dat hulle geliefd is. Dis 'n integrale deel van wie hy is. Ons as ouers, ons as medegelowiges wat die doop vanoggend ervaar het, wat graag wil ernstig opneem wat ons hier gehoor het, ons sal optree vanuit hierdie uitnodiging, dat ons ook ons doopbelofte sal uitleef. Dat ons ander mense sal laat voel, maar hulle is God se geliefdes heel eerste. In hierdie wêreld weet ons hoe om hierdie uitnodiging ernstig te moet opneem.
Ons weet dat ons nie net moet fokus op ander se beperkings nie, maar hulle uniekheid sal ontdek. Ons weet dat ons kollegas en ons mense rondom ons na waarde sal moet skat. Ons weet dat ons nie die minste van ander sal moet verwag nie, maar dat hulle wel hulle beste sal kan lewer. En dat ons ook ons self 'n klop op die skouers soms sal gee en sê, maar ons is so waar een van God se geliefdes. Geliefdes, jy is God se geliefde, hy jeug in sy hart oor jou, hoor hierdie goeie nuus en glo dit. Henry Nouwen skryf na aanleiding van sy gelykenis van die verlore seun, daar is geen ander plek waar mense hulself moet bevind as in die omhelsing van die Vader nie. Die vuil, verslonste, mislukte, voorheen verlore seun val in die arms van die Vader. En die liefde van die Vader tel hom op, genees hom en herstel hom en sê, jy is my geliefde kind, oor jou verheug ek my. Gedooptes, kom ons gaan in hierdie lewe in, en ons bring genesing vir die gebroke wêreld, vreugde vir die wat treur. Gedooptes, kom ons gaan en dien aan die kant van Jesus, waar honger is gedien word, waar hawelose skuiling gebied word. Gedooptes, laat ons 'n stem gaan wees, God se gees van roeping, van vrede deur ons sal ego, dat ons nooit sal ophou om teen onreg en seer te praat nie. En mag ons as gedooptes die gees van God op onsself laat rus, sodat ons met barmhartigheid, liefde en vrede met die mense rondom ons sal leef. Amen.